ochtend om lekker weer te zien als mensen dat beschouwen mogen die weg is vir die lang naweek en Vadersdag en so aan, maar dit is lekker weer te zien vanmorgen. Terwyl so sit ons net openlik gebed. Vader, wat 'n voorreg vanmorgen om op hierdie dag net aan U eer kan gee, U lof kan gee. U kan besing vanmorgen, Here, as die liefde van ons siele. U is kosbaar, maar as niemand soos U, niemand wat die plek kan vat, Here. Niemand wat U kan vergelyk vanmorgen. Here, die grootste op die Vadersdag, wat ons vanmorgen vir U sê, ons Papa Vader in die hemel. Dankie dat ons Papa is. Dankie dat ons vanmorgen toegekom het tot die troonkamer van genade. Dankie dat ons kan instap tot voor die troon, Here. Die koning van die konings is ons Pa vanmorgen. Ja, Here, soos daai koortjie digter ons sê, my Pa is die koning van die heelal. En dit is vanmorgen lekker om te kan weet, Here, dat ons vanmorgen een Pa het, dat ons omgee vir ons lief is, Here. En Here, die woord sê, as ons dan sleg is weet om goed te doen vir ons kinders, hoeveel te meer ons hemelse Vader. Dankie dat ons vanmorgen hier kan wees, Here, om U dan U die eer aan U die lof te bring. Lord, it's because everything we do is all about You, it's not about us, Lord. It's because that we love You so much. Just let the heaven be torn upon us this day, Lord, and let Your glory fill this place. In the mighty name of Jesus, amen. Goeiemorgen. Het is altyd so lekker om ons mense op 'n Sondag te sien. Ons weet is winter, mense in omstandighede vanmôre, maar ons is hier. Ons is hier om mekaar te bemoedig, om mekaar in te klim, net bietjie aan mekaar te vat. Dit is altyd 'n voorreg. En dan so 'n voorreg vanmôre op die Vadersdag. En soos wat nou gebid het, dankie tog dat ons 'n hemelse Vader het. Nee. Alle eer aan ons Vader vanmôre vir sy liefde en sy getrouheid wat ons nooit teleurstel nie. Dit is so kosbaar. Ek wil net vanmôre van my kant af, van my en Tony kinders, wil ek net graag vir elke papa vanmôre sê, baie gelukkige Vadersdag. Mag die Here julle ryklik seën. Mag die Here julle vanmôre versterk, julle taak, of wat ook al julle uitdagings is, weet dit net, die Here is lief vir julle en sorg vir julle en kyk na julle. Ek gaan net vir elkeen ietsie kleins oorhandig.
Your love surrounds
in hierdie plek te kan wees. Ons wil net U die eer gee. Ons smag so na U reën vanmôre, Here. Ons smag so na U reën, Here. Ons smag so na U reën vanmôre, Here. Just come and flood us today, Lord. Flood us with your presence. Flood us with your glory, O God. Môre. Môre op die Vadersdag. Op die Vadersdag wil ek vir elke vader sê baie gelukkige Vadersdag. Ek het 'n boodskap gekry gister by die Here, baie kort boodskap by die Here gekry wat ek met u wil deel vanmôre. En is hartseer in 'n mate as ons kyk na vandag se baie vaders van hulle huise is diktators in hulle huise. En wat met 'n ysterhand regeer. Maar die Here het glo my toe gekom gister en het my gesê, in Efesiërs praat hy van jy moet 'n vader wees, as die hoof van die gesin, as die hoof van die familie, soos Jesus hoof is van ons kerk. Jesus was nie 'n diktator nie. Jesus het gesterf vir ons. Hy sê moet 'n priester wees van jou huis. Weer eens, priesters het gedien. Hulle het geserve, hulle was geroep. En hulle het 'n salwing gedra. Dit lê swaar op my hart vanmôre wat ek hierdie boodskap wil oorbring. Om te sê ons moet weer die liefde bring in plaas van die ysterhand regeer. Want dis wat Jesus gedoen het. En dis hoe God die Vader ons regeer. Ek wil net vanmôre vir elke vader sê gelukkige Vadersdag en ek kan regtig met 'n oop hart sê as ek eendag iemand die dag moet sê hoe onthou jy jou pa? Al wat ek kan aan dink is wat 'n man van God was hy gewees. Alles was God. Enige probleem op ons pad kom, my kind, God sal sorg. Ons is 'n plek en 'n tyd in ons lewe waar ons vaders en paas en hoof van ons gesinne moet opstaan en godsmanne weer wees. Priesters van ons huise, ons gesinne, ons families dien en bereid is om te sterf vir hulle. Maar meerendeels 'n godsman te wees. En die voorbeeld wat hulle sien in jou, want dit wat jy gaan uitdra, is dit wat jou kinders gaan wees. Ons sien dit elke dag. En dan wil jy eendag met jou kinders raas en sê, ouma, hulle het die voorbeeld by jou gesien. My pa vertel altyd 'n storie van 'n pa wat, ek weet nie presies onthou nie, maar is 'n pa wat basies, hy elke aand het hy gaan kuier by die kroeg en hy het in die sneeu geloop na die kroeg toe. En een aand loop hy kroeg toe in die sneeu en hy kyk om en sy seentjie staan agter hom. En hy sê, maar seun, hoe het jy hier gekom? Hy sê, pa, ek het jou spore gevolg. Maak seker dat jou spore lei na God toe vanmôre. Dis al wat ek wil sê, baie dankie. Ek wil graag 'n liedjie sing. Sê my geleentheid sal gaan. Pa, ek wil dankie sê, pa, my omega, my pilaar. Wie was daar met die eerste tree? My 'n helpend hand te gee.
my van groot mens wees te leer. Dit was pa, en ek sê dankie pa, al die eer wil ek aan u opdra. U is my anker, ja, my morgenster, u is altyd daar. En ek sê dankie pa, dat u my tot hier kon dra. Ek sê dit 1000 maal, dankie pa. En ek sê dankie pa, dat u my tot hier kon dra. Ek sê dit 1000 maal, dankie pa. Baie dankie Jeffrey. Ja, amazing. Wat se paas jy vanmôre? Wat die Bybel gebring het, kan dit blaai na Lukas. Die 8ste hoofstuk, die 49ste vers. Ek het dit vanmôre op die skerm gesit, die versies wat ek gaan lees, want ek wil graag hê jy moet die Engels wat ek, die Amplified, saam met my lees vanmôre. Met dit wat die Here op my hart kom sit het. Vers 49 sê, while he was still speaking, someone from the synagogue official's house came and said to Jairus, your daughter is dead. Do not inconvenience the teacher any further. But Jesus, hearing this, answered him, do not be afraid any longer. Only believe and trust in me and have faith in my ability to do this, and she will be made well. My boodskap wil ek vanmôre uithaal, kind van die Here, the enemy of our faith. Daar word baie keer gepraat oor dit is die vyand wat ons aanval. Is so. Die Bybel sê hy loop rond so 'n brullende leeu en hy kyk wie hy kan verslind. Maar interessant vanmôre dat baie van die goed wat baie keer met ons gebeur, laat ons toe. One of the most common biblical commands repeated in the Bible by God and even by Jesus throughout the Bible is the words, do not fear or don't be afraid. And my sermon today is exactly that. The words of God, the words of Jesus coming to us, saying, do not fear. Don't be afraid. Remember that the main focus of Satan is not to get us to sin so much. Want jy sien, ek en jy as kind van die Here gaan net vir hom sê, weet jy wat, ek gaan dit nie doen nie. Want ons is nie met sy planne onbekend nie.
But one of the biggest aims of Satan is for me and you to lose our faith. Faith is the foundation and the core of our relationship with God. Everything we do, because we are here in this church today, because we serve God, is all about our faith. Dis hoekom Jesus ook by geleentheid gesê het, wanneer ek terugkom aarde toe, hy die vraag gevra, sal ek geloof op aarde vind? Maar jy sien, dis vanmôre maklik om die Here te dien terwyl dit goed gaan. Dis vanmôre maklik om God te vertrou wanneer dit met my goed gaan en alles klop disselboomloop. But I want to make a statement today, and that's that fear attacks the foundation and the core of my relationship with God. He attacks my faith. Fear attacks my faith. Ek weet vir baie mense is dit eintlik niks nie, dis vir hulle maar 'n deel van hulle lewe om vrees in hulle lewe te hê, om oor goedjies te vrees. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, as ons vrees toelaat in ons lewe, gaan ons dit kry. Want dit wat jy vrees, gaan oor jou kom. Sê die Bybel in Spreuke. Someone once said that fear is to have faith in Satan. Ek weet dit klink dalk vanmôre astronomies as ek dit sê. Hoekom sal ek sê dat vrees is eintlik geloof in die duiwel? Want jy sien, vrees is geloof in dit wat die duiwel vir my sê. Wanneer ek glo, daai stemmetjie wat vir my sê, dis 'n hartaanval. Daai stemmetjie wat vir jou sê, jy gaan dit nie maak nie. Daai stemmetjie wat vir jou sê, jy bid verniet. En wat doen ons baie keer? Dan glo ons dit. So wat doen ek eintlik? Faith of fear is having faith in Satan and in the words of Satan. Jesus once said to his disciples, "Why are you faithless?" Because fearfulness is the same as faithlessness. It's impossible for faith and fear to coexist inside of me. Because one of those control my life. And the other one must take a back step to that. Met ander woorde, wanneer geloof my lewe beheer, dan moet vrees terugstaan. Maar wanneer vrees my lewe beheer, moet geloof terugstaan. Want die twee kan nie saam in my lewe opereer nie. Jy sien, baie keer sal mense vir my sê, wanneer ek vir mense sê, moenie vrees nie, as hulle, maar dis nie my skuld nie. Hoe moet ek nie vrees nie?
Jesus sou dit nie 'n opdrag gemaak het as jy nie 'n keuse gehad het nie. Jy met my vanmôre. Maar omdat ek 'n keuse het om te vrees of te glo, dis 'n keuse wat ek maak. Jesus gee die opdrag en hy vra vir sy disippels, hoekom is julle so vol vrees? Jy sien die manier hoe die vyand dit reg kry om ons fokus te steel, is om iets op ons te gooi, om oor te vrees. Is dit nie so nie? Dit gaan met jou goed en skielik kry jy 'n WhatsApp. Iets slegs het gebeur. Onmiddellik in jou hart plan daar vrees. Jo, wat nou? Is dit die oomblik wanneer my voortbestaan gedreig word? Die oomblik dat as dit wat ek het bedreig word, pak vrees my toe. Dis vir my interessant, ek weet nou nie of julle dit al beleef het nie, ek het dit al beleef. Glo my. Jy's besig om met God te praat. Jy's dalk in jou binnekamer met God besig, man, en jy's besig met die woord van die Here. En terwyl jy so besig is met die Here, man, jy's op 'n haai geestelik, wat ek dit so kan noem vanmôre. Dit voel vir jou, man, ek wil die duiwel 'n bloedneus gee. Jy wil voel, as soos Dawid gevoel het, met my God spring ek oor 'n muur, en met my God loop ek 'n bendestorm. In jou gees voel jy, duiwel, ek gaan vir jou storm loop. Want jy sit hier in jou binnekamer, jy's gecharge. En skielik, in 'n oomblik, kry jy SMS, 'n oproep, 'n klop aan jou deur, 'n WhatsApp. Ag, is daar iemand wat weet waarvan ek praat vanmôre? En skielik as jy van daai haai af, slaat jy die grond met 'n spoed. Is dit nie so nie? Kyk gou wat sê die Bybel. Vers 49 het my so aangetref. Hy sê, while he was speaking. Terwyl Jesus besig is om met hierdie vrou wat haar bloedvloeiing is, wat hy genees het, terwyl hy besig is om met haar te praat, terwyl hy pas sê, jou geloof het jou gered, jy's genees. Terwyl hierdie man, Jairus, langs hom staan, en hy hoor die stem van Jesus, hierdie vrou opbou. Come on, jy sit in jou kantoor, jy hoor die woord, jy lees die woord, jy hoor wat hy sing op jou CD-player. Terwyl hy besig is om te praat. While Jesus was speaking, luister wat sê, someone from the synagogue's official's house came to him. Terwyl Jesus besig is om te praat. Onthou nou wat die Bybel sê. Die Bybel sê geloof kom deur die gehoor en gehoor kom deur die woord van God. Met ander woorde, ek weet nie van jou nie, maar as ek in my kantoor sit en ek is met God besig, man, hoe meer ek woord lees, hoe meer raak ek gecharge. Hoe meer sien ek kans vir die vyand met al sy dinge. Daar's nou 'n liedjie wat Tanya Strauss sing. Sy ek het hom nou die oggend geluister. Ek sal nie vrees nie. Dis die liedjie se naam. Terwyl ek hom luister, is net voor die Here hierdie woord vir my gee. Terwyl ek hierdie liedjie luister, sing ek saam met haar. Ek sal nie vrees nie. En die volgende oomblik kry ek 'n WhatsApp wat nie so goed is nie. Ek sit sommer die musiek af.
Net ek is wat so is nie. Sit sommer die musiek af, staan op, maak die deur oop, stap by my kantoor uit. En die Here sê vir my, waar gaan jy heen? Ek hoor hoe die Gees van die Here vir my sê, waar gaan jy heen? Want jy sien so baie keer terwyl ek so besig is met God, sal die vyand kom en iets negatiefs gooi. Hoekom? Hy wil nie hê jy moet hoor wat Jesus sê nie. Hy wil nie hê jy moet hoor wat die woord sê nie. Ek is lief daarvoor om die woord hard te lees. Want ek wil hoor wat ek lees. Ek het so 'n ander dingetjie, 'n programmetjie wat ek aansit, dan lees hy die Bybel en ek lees hom nog so ook. En dan lees ek hom nog hardop saam met die ding. So ek kry hom sommer so van alle kante af. Maar baie keer terwyl ek besig is, my fokus reg is om op God ingestel is, sal die vyand kom en my fokus versteur deur iets wat gebeur. Ek weet, ek sê baie keer, sit jou foon af, sluit, maak jou deur, praat met God. Maar weet wat doen die vyand? Dan stuur hy sommer iemand met die kar, kom klop in jou deur. Pastoor! Jy sien, die vyand sal 'n manier kry om jou fokus te versteur. Die vyand sal alles in sy vermoë doen, en hy sal mense partykeer die naaste aan jou gebruik. Partykeer familie, vriende, gemeente, man, wie ook al sal hy partykeer gebruik om jou fokus te versteur. Want hy wil nie hê jy moet geloof in jou hart hê nie. Hy wil hê jy moet vrees. Hy sê, while he was speaking, someone from the synagogue's office came and said, your daughter is dead. Wat 'n boodskap. Ek wil jy moet gou mooi luister. Hierdie ou staan in die teenwoordigheid van die Seun van God. Sy oor hoor die woord van die Seun van God. En die volgende oomblik kom iemand van die kant af en hy sê, dood. Ek wil jy met jouself vanmôre vir 'n oomblik instel op dit. Jy sien sy totale verwagting wat Jairus in God gehad het, sy totale verwagting wat hy in Jesus gehad het, dat Jesus gaan sy dogtertjie kom genees, sy totale verwagting lê skielik aan skerwe op die stofpaaie. Skielik word sy hoop en sy geloof wat hy gehad het in Jesus, na wie hy nou net staan en luister, word skielik uit mekaar uitgeruk. Ek sien, ek wil vanmôre vir jou sê, die vyand vra nie vanmôre op watter vlak jy geestelik is nie. If he wants to attack you, he's gonna attack you. En is meeste van die tyd, die oomblik wanneer jy so begin klim, jou geestelike lewe, so begin momentum kry. Wanneer jy 'n keuse gemaak het om te sê, ek gaan God dien met alles wat in my is. Dan kom die vyand, ag kom man, is daar iemand wat hoor wat ek sê vanmôre? Dan gooi hy hierdie goed op jou. En skielik lê alles wat jy aan geglo het, lê aan skerwe. Death means it's finished. It means it's too late.
Nothing can be done anymore because she's dead. And the word death creates fear and scatters your faith. Fear turns your focus from what Jesus is saying to having no hope anymore. Turns your future upside down. It turns your dreams into disasters. Ag, ek het vir 'n boodskap van die Here vanmôre, kerk. Because what fear say is you have no future anymore. What fear is telling you is that your dreams are dead. What fear is telling you is to just give up. You're not going to make it. You're going to make a fool of yourself. That's what fear is doing. Fear is telling you people's going to laugh at you. Fear tells you you are not so important anymore. Wil jy moet gou hierdie prentjie sien van hierdie ou wat hier staan by Jesus. Hy was eintlik eerste by Jesus voor die vrou by hom uitgekom het. As jy die skrif gaan lees. Dalk het hy homself gedink, ja, as jy nou nie aandag aan hierdie vrou gegee het nie, Jesus het dit nou nie gebeur nie. As jy my nou nie tweede gesit het nie. As jy my prioriteit gemaak het, Here, as jy net eers na my geluister het, en net die vrou eers 'n bietjie gelos het, dan het my dogter nie dood gegaan nie. Jy sien, vrees bring 'n wanbegrip van hoe God oor my voel. Vrees bring 'n wanbegrip oor wat God vir my wil doen. Vrees maak dat ek nie belangrik voel nie. Die ander ou is belangriker as ek vir God. Ag, want ek wil vanmôre vir jou sê, God het nie blue eyeballs nie. Ons is almal ewe belangrik vir God. And his timing is always right. Jy sien, dalk voel jy vanmôre terwyl jy in hierdie plek sit, of dalk iemand wat op Facebook kyk vanmôre, voel dalk vanmôre, Here, ander mense kry alles. Hallo, ek praat met iemand. Here, hoekom gaan dit so goed met hulle? Kyk, waardeur gaan ek? My drome is geskatter, Here. Jou hart is vol vrees. Kyk wat sê die Bybel verder. Hy sê your daughter is dead. Do not inconvenience. Waar is my teks hier? Do not inconvenience the teacher anymore. Weet jy wat sê die vyand vir jou? Ag, jy mors jou tyd om met God te praat. Hoekom wil jy nou nog met God praat? Kyk waar is jy? Kyk wat gebeur. Hallo. Hoekom mors jy jou tyd om Bybel te lees? Hoekom mors jy jou tyd om te bid? Hoekom mors jy jou tyd om kerk toe te gaan? Moenie verder die Here se tyd mors nie. Jy's nie werd nie. Alles is dood. Your daughter is dead. Your dreams are dead. Your future is dead. Your finances are dead. The pain in your body is going to tell you you're going to die.
Don't waste your time anymore. Want die vyand weet, as ek daar opstaan, en ek daar uitloop, loop vrees saam met my uit. Die vyand weet die oomblik, as ek nie meer die stem van die Here gaan hoor nie, die oomblik as ek nie meer my Bybel gaan lees nie, die oomblik as ek nie meer gaan bid nie, gaan vrees my totale lewe oorvat. En my hele lewe raak 'n disaster, want ek bou alles wat ek doen, ek sê alles wat ek doen, op vrees. Ek word beheer deur vrees. Ag, ek weet vanmôre dalk voel jy, ag pastoor, weet jy, ek is nou right, ek kry so nou en dan so ingewing van die oomblik vreesie, maar ek wil vanmôre vir jou sê, fear is the enemy of your faith. Hy is jou vyand. Hoekom wil jy vrees in jou lewe vertroetel, terwyl hy jou vyand is? Hoekom is jy tevrede met die vrees in jou lewe, terwyl hy jou vyand is? Vrees is 'n vyand. Sit neer jou Bybel. Hou op bid, staan op van jou knieë af. Draai weg van die stem van God af. Wat maak ek en jy as dit gebeur? Ons begin onmiddellik plannetjies maak. Of is dit net ek? Jy weet ek is ook 'n mens. My sny bloei ek. Daar's baie keer wat ek met myself ook moet praat. En vir my sê, hier my gees moet sê, wyk jou Satan. Vir vrees in my binneste moet sê, wyk. En wat maak ons? Ons begin onmiddellik plannetjies maak. Gaan sien gou die bankbestuurder. Gaan maak gou 'n afspraak by die spesialis. Wat sal ons maak? Ons maak plannetjies. En weet jy wat, die vyand staan terug en sê, I've got you. I've got control. I took control through fear. Want jy sien, dis presies wat die vyand wil hê jy moet doen. Presies waarmee jy wil besig hou. Hy wil hê jy moet wegstap as 'n loser van God af. Hy wil hê jy moet wegstap en sê, gaan nie meer gebeur vir my nie. Ek gee maar, gooi boedel in, gooi handdoek in. Dis maar so. Ek gee moed op. Ek het genoeg probeer. Ek praat met iemand in hierdie plek vanmôre. Maar kyk wat gebeur. Hoor wat sê die Bybel, vers 50 sê. Hy sê, but Jesus. Sê dit vir iemand naby jou, but Jesus. Hearing this. Sê vir iemand, but Jesus hearing this. Ek wil vanmôre vir jou sê, God hoor alles. Hy weet alles. Hy sien alles. Jy sien wanneer jou vyand kom en hy kom sê vir my, your daughter is dead. Your dreams are dead. Your future are dead. You're gonna die. Your finances is dead. Dan staan God nie terug en sê, wat nou nie? Because, but Jesus hearing this, answered him.
dadelik besef Jesus, hierdie negatiewe woord moet onmiddellik uitgewis word. Hierdie woord dood moet omgedraai word in lewe. By hearing this, dan moet nie tyd wees om daaroor te dink nie. Dadelik praat Jesus, and his voice makes the difference. Die Bybel sê, luister wat sê daar. Hy sê, but Jesus hearing this, answered him. Ek wil vanmôre vir jou sê, moenie met die vrees hardloop nie. Gaan sê net, Here, wat sê u? Wat antwoord u my, Here? Ek wil nie moet mooi hoor gou wat gebeur hier. Hy antwoord nie eers die ou wat die boodskap bring nie. Want hy is nie werd om geantwoord te word nie. Hy antwoord vir Jairus. Die een wat die miracle soek. Hy antwoord die een wat smag na 'n wonderwerk in sy lewe. En hy begin en hy sê, do not be afraid anymore. Kan ek vanmôre vir jou sê, God is bewus waardeur jy gaan. Ag, ek weet nie hoekom, sê net vir iemand naby jou, God weet waardeur jy gaan. Praat met iemand in hierdie plek vanmôre. Die Here is getrou. God hoor alles. Kan ek dit vanmôre in ons eie taal sê? He hears every voice note you get on your phone. He reads every message, every SMS, every WhatsApp. God reads it with you. He hears every phone call the people makes to you. Renet het 'n ding wat sy altyd sê, wat vir my lewe lank nog so baie beteken het. Sy sê altyd, onthou net, God is die stille toehoorder van elke gesprek en die aanskouer van elke situasie. As jy alles vergeet wat ek vanmôre vir jou gesê het, onthou dit. Onthou hierdie woorde. Al kan jy vanmôre vergeet en jy net kan onthou, God is die stille toehoorder van elke gesprek. Selfs die gesprek wat jy in die duiwel het, is God die stille toehoorder van. En hy sê aanskouer van elke situasie. In plaas daarvan dat ek en jy opspring, dat hierdie vrees ons dryf en ons alles in ons eie hande wil vat en uit wil sorteer, moet ek net sê, Here, U het alles gehoor. U het alles gesien. En dan sê hy, don't be afraid anymore. Ek wil vir iemand in hierdie plek sê vanmôre, please don't be afraid anymore. Verlang genoeg het jy in vrees geleef. Vrees jy gaan iets verloor. Vrees jy gaan iemand verloor. Vrees jy omstandighede gaan net erger raak. Vrees. Lang genoeg het jy gevrees. En dan kom Jesus dan sê, only believe, en dan hierdie woord hou ek van, and trust in me and have faith in my ability. Jy sien,
Geloof. Wanneer ek sê ek het geloof, beteken dit ek het geloof in iemand, ek glo in iemand, of in 'n situasie, of in iets. Ek glo daarin. Maar vertroue beteken, ek het geloof, dat hierdie persoon, of hierdie situasie, dit kan doen, wat hy sê hy kan doen. Dis die verskil. You see, faith is just to have faith in a person, to believe in someone. But when I say, Lord, I trust you, I believe in the ability of God to sort things out for me. That's trust. Ek wil gou met julle iets deel. Ek en my skoonma en my skoonpa wat oorlede is, was baie close, ek was baie lief vir hulle. Voor ek net getroud is, my skoonma was 'n vreeslike backseat driver. En voor ons getroud is, toe ry ons eendag aan Lady Smith, is ons op pad dorp toe. Sy kon glad nie bestuur nie. Sy het nie lisensie gehad, my skoonma nie. Sy het nooit in 'n kar se stuurwiel gevat nie. Nou ry ons dorp toe, nou sit sy agter my, Renet sit voor. Nou sê sy my, die roubord's rooi. Pas op hierdie ou langs die pad. Nou gaan sy so aan. En op 'n stadium toe stop ek die kar en ek stap na toe en ek maak die deur oop. En ek sê vir haar, okay Tannie, jy kan nou maar bestuur. Nou sê sy vir my, ek kan nie bestuur nie. Ek het nie lisensie nie, ek het nog nooit bestuur nie. Ek sê nou vertrou my dan. En weet jy wat, 'n paar jaar daarna, het sy baie keer gesê, sy sal enige plek ry saam met my. Want sy vertrou my agter die stuurwiel. En ek sal nooit vergeet nie, ek het net praat vanoggend daaroor. Ons ry eendag Kaap toe, hulle gaan saam met ons op vakansie en my skoonma sit so regs agter my. My skoonpa sit langs my en op 'n stadium kyk hy so om en nou sien ek hy frons. En sê ek, pa, is haar fout. Maak dit so. Nou kyk hy weer so om en hy frons. Maak hy net so. En op 'n stadium word my skoonma het gesit en slaap agter in die kar. Word sy wakker en hy sê vir haar, Maggie, jy slaap nooit in 'n kar nie. Hoekom slaap jy in die kar? Sy sê, want ek vertrou vir Tony agter die stuurwiel. Ek wil vanmôre dit gebruik op dit wat God vir my in my hart kom plant het. U sien, wanneer ek vrees het ek nie vertroue in die een wat die stuur het nie. Het ek nie vertroue in die een wat die kar bestuur nie. Maar u sien, wanneer ek die persoon agter die stuurwiel vertrou, wanneer ek God agter my stuurwiel vertrou vir die lewe, dan kan ek maar so nou en dan so 'n bietjie indit. Because he's in control. Ek kan so 'n bietjie in rus ingaan en net so 'n bietjie sê, Here, ag ek wil net so 'n bietjie chill. Ek kan net by die venster uitkyk en sê, I just want to enjoy the ride. Because the one who's in charge, the one who's driving my vehicle, I trust him with everything. Jare terug, ek was baie klein dink ek gewees. My pa het ons vertel. Toe kom hulle van die Kaap af op 'n stadium en hulle, my pa was ook 'n baie goeie bestuurder en hy op 'n karre bestuur. En hulle kom van die Kaap af, nou daai tyd was daar nog nie trailertjies gewees soos wat ons nou het nie, ventertjies en al hierdie mooi goedjies nie. Die mense het roofreks gehad. Wie van julle onthou dit nie? Roofreks, dan word hy gepak 2 keer so hoog soos die kar. En ons op pad terug van die Kaap af. En toe ons oor die een berg moet gaan, maar daar's toe iets dringends wat ons moet by die huis uitkom. Baie dringend by die huis uitkom. En hulle stop ons en hulle sê vir my pa, die berg is aan die brand. Jy kan nie deurgaan nie. My pa sê, ek moet deurgaan.
En hy sê, oom, jy kan nie deurgaan nie. En hy kyk na my ma en my ma sê vir hom, ek vertrou jou. Whatever jy besluit, reg. En hy sê vir die ou, ek moet ry. Hy sê, okay oom, jy ry op jou eie risiko. No problem. En hy ry deur. En toe hy aan die ander kant uitkom, aan die ander kant van die berg, toe stop hy, en hy kyk gou of alles op die roofrek nog reg is. Dis daar nie 'n stukkie plastiek wat eers geskroei het nie, of gesmelt het nie. Ek dink, as ek reg kan onthou, daar 'n bak of iets afgeval het, maar hy was nie ordentlik vasgemaak nie, dis hoekom hy afgeval het. Jy sien, toe hy vir my ma kyk, toe sê my ma, ek vertrou jou. Jy's in beheer. God kyk vanmôre na jou en na my, in hierdie plek. Mense, dis nie vanmôre rocket science wat ek vir jou gee nie. Dis nie vanmôre een of ander vreeslike teologiese ding nie. Ek het vir jou boodskap uit God se hart uit vanmôre. God kyk na jou vanmôre en hy vra, sien jy kans om saam met my te ry? Do you have fear in your heart or do you trust me? Jy sien, terwyl hulle oor hierdie berg gaan en die vlamme aan die kante van hierdie berge van die kar is, was hulle nie vreesbevange nie, want my pa was in beheer. Maak nie saak wat gebeur vanmôre in die kerk, al slaan die vlamme langs jou uit. Don't let fear take control of your heart. Don't let fear rule your heart. Luister wat sê hy, kyk gou goed daar. Hy sê, only believe, trust in me, and have faith in my ability to do this. Glo jy vanmôre, jou situasie wat jy vanmôre in sit, jou probleem wat jy vanmôre sit, jou omstandigheid wat vanmôre lyk dalk soos vlamme rondom jou, is jy vanmôre op daai plek wat jy kan sê, Here, I trust you because I know the ability of God to sort this thing out for me. Baie keer wil ons gou net iets self gaan doen. Ek self, hierdie week weer, daar iets wat ek wou doen, en ek hoor die Gees van die Here sê, vertrou jy my? Sê, ja Here, ek vertrou jou. Hy sê, nou los dit dan uit. As jy dit in my hande gesit het, moet ek nie terugvat nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy God vertrou, if you have faith in the ability of God, if you trust God, don't go take the situation out of the hands of God. Leave it there. Just leave it there. You see, the change doesn't come when I believe God. The change comes when I trust God. Come on, is daar iemand wat hoor wat ek sê? Here, ek glo U. Maar ek vertrou U ook. Ek wil jou nie vanmôre vra, glo jy nie. Ek wil jou vra vanmôre, vertrou jy God? Ephesians 3 vers 20 sê, hy sê, now unto him that is able to do exceedingly abundantly above all things that you can ask or think. Exceedingly, abundantly, far above what you can think or ask. Met ander woorde, wat hierdie skrif my sê, wanneer ek God gevra het, dan dink hy groter. Is dit nie mooi nie? Jy sien, ek dink so groot, God dink so groot. Ek dink die oplossing is so, God sê, dis die oplossing. Hy dink groter as wat ek en jy dink vanmôre. Ons het geloof in God vanmôre, anders sou ons nie in hierdie kerk gesit het nie. Anders sou jy nie God gedien het nie. Ons het geloof in God.
Maar die enigste manier om vrees uit jou lewe uit te skakel, is om God te vertrou. Is to believe in the ability of God to change every situation and any circumstances. Ek gaan sluit met Dawid se woorde in Psalm 56 vers 4. I say, in God, I will give praise to his word. Een van die vertalings sê, I will give praise to his promises. Dan sê hy, in God I have put my trust, and I have no fear. No one can harm me. Dan sê hy in die 11de vers, hy sê, fearless now, I trust in God. What can anybody do to me? Jy sien wat Dawid eintlik sê in hierdie Psalm in die 4de vers is, hy het nie meer vrees nie, want hy vertrou God. En omdat hy God vertrou, begin hy lofliedere sing oor die beloftes wat God reeds gemaak het. Jy sien, ons sit baie keer ons lofliedere een kant neer, ons sit ons beloftes een kant neer, maar God sê vanmôre, dis tyd om te begin prys en God te aanbid en God te loof vir die beloftes wat hy vir jou gegee het. Iemand in hierdie plek het 'n belofte wat God jou gegee het, wat nog nie in vervulling gekom het nie. En iewers op die pad het jy gesê, dit gaan dalk nie gebeur nie, maar God sê vanmôre, it's gonna happen. Very soon. Very, very soon, it's gonna happen. If you can trust God. Jy het genoeg probeer. Jy het genoeg plannetjies gemaak. Can you trust God today? Kom ons sluit ons oë. Ken nie jou omstandigheid vanmôre nie. Ek weet nie wat die vyand vanmôre in jou oor fluister nie. Maar God weet. En God hoor dit. God weet van elke situasie. Hy hoor alles vanmôre. Wat in jou hart aangaan en selfs wat in jou gedagtes aangaan, ken hy. En weet hy vanmôre van. Nothing comes to God as a surprise. Maar wat hy vanmôre vir jou en vir my vra is, don't be afraid. Do not fear. Just trust me. Ek wil even vir 'n oomblik daar waar jy sit. Net sê Here, ek wil hierdie vrees wegvat. Ek wil klaar kry met vrees vanmôre. Ek wil 'n keuse maak om nie meer te vrees nie, maar om God te vertrou. Ek wil 'n keuse maak vanmôre om te sê, Here, vat vanmôre die stuurwiel. Just take control. Jesus, just take the wheel. No longer stay here. I am a child.
of God. I'm no longer still feeling. I am a child of God. You unravel me with a melody. You surround me with song of deliverance from my enemy, till all my fears are gone, and I'm no longer of you. I am a child of God. I'm no longer a slave of you. I am a child of God. Dalk sit jy vanmôre in hierdie plek en jy sê, Here, vrees het gemaak dat ek sê ek weet nie wat gaan van my word nie. Vrees het gemaak omdat vir my gesê het, ag jy het nie 'n toekoms nie. Dis klaar met jou. Dalk is jy 'n pappa wat vanmôre hier sit en sê, ag ek is nie 'n goeie pappa nie, want vrees het gemaak dat jy so voel vanmôre. Dalk omdat jou kinders foute gemaak het in hulle lewens, voel jy vanmôre dalk 'n mislukking. Voel jy vanmôre die vrees het om jou kom pak. Maar God sê vanmôre, vertrou my. Just trust me. Just trust me. Kan jy God vertrou vanmôre? As jy vanmôre wil sê, Here, ek wil van die vreeskarretjie afklim. Ek wil hierdie vrees agterlos, Here. Ek wil hierdie trein, vreestrein wat besig is om af te jaag. Op 'n disaster wil ek vanmôre van afklim, Here. En ek wil vanmôre rustig agter in die kar kom sit waar U bestuur, want ek vertrou U. Ek gee jou nie nooi om vorentoe te kom nie, net daar waar jy staan, staan net op in jou sitplek, steek jou hande net so na die hemel en sê, Lord, I trust you. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again to your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave of fear. I'm no longer a slave of fear. I am a child of God. I'm no longer a slave of fear. I am a child of God. You split the sea that I can walk right through it. My tears that drown perfect love. You rescue me that I can stand and sing. I am a child of God. Here, ek wil vanmôre, as U spreek buis, wil ek vanmôre sê wat U vir hierdie man gesê het. Don't be afraid any longer. Vir elkeen wat hier staan vanmôre, Here, wil ek vanmôre sê, don't be afraid any longer. U sê vanmôre vir hierdie mense, don't be afraid any longer. Only believe and trust in me and have faith in my ability.
to do this for you. Ek bid nou, Here, in die naam van Jesus, dat U nou elkeen sal aanraak, daar waar hulle staan, Here, that You will just take control of every mind in this place, in Jesus' name. Dat elkeen vanmôre, Here, die pakkie by U sal kom neersit. En net sal sê, Here, ek vertrou dat U dit kan doen. I trust in Your ability to do this, Lord. I trust in Your ability to do this. I know I had fear in my life, but Lord, today I make a choice to get rid of the fear and to believe what You say. I'm no longer a slave of fear. I am a child of God. I'm no longer a slave of fear. I am a child. Steek jou hande so op en bely dit terwyl jy sing. I'm no longer a slave of fear. I am a child of God. I'm no longer a slave of fear. I am a child of God. Ek bly met draai net daar een langs jou toe. En sê, I'm no longer a slave of fear. I trust in the ability of God. Sê dit weer. I'm no longer a slave of fear. But I trust in the ability of God to do this for me. Prys sy kosbare naam. Vader, baie dankie vanmôre vir hierdie kosbare diens. Dankie vir die liefde en vir die genade, vir die goedheid en die guns, Here. Dankie dat U vanmôre ons God is. En dat ons vanmôre U kan vertrou, Here. Ek wil bid, Here, wanneer ons hier uitgaan, Here, maak nie saak wat die vyand op ons gooi nie, dat ek my ore sal spits om U stem te hoor. Dat ek my Bybel sal vat en hom lees. Dat ek sal bid en sal hoor wanneer U praat. Dat vrees nie meer ons kan beheer nie, Here. Ek bid vanmôre, Here, dat U die vrees uit ons binneste sal uithaal, want ons vertrou U vanmôre. We trust in Your ability to do this for us. Ek bid, Here, verdaag ons in liefde en vrede. Bring ons op die bestemde tyd weer by mekaar. Gee die engele gaan ons bevel om voor ons uit te trek, ons agterhoede te wees en van alle kante af in te sluit. Ek dink ook aan hulle, Here, wat weg is vir die naweek, wat nou terugkom op die paaie môre, Here, dat hulle sal bewaar en beskerm en dat by die bloed van Jesus oor elkeen van hulle. En aan U, Here, kom toe die lof en die eer en dan bring van ons hart die gemeente sê amen en amen. Die Here seën, gaan in vrede.